Ons lees die hoofstuk Padwysers uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizette Marie. My ma het 3 padwysers vir ons kinders gehad. Gun ander iets, moenie afmeet nie en soek geluk in jouself. Wanneer ek gekla het dat ander kinders by die skool onregverdig bo my bevoordeel is, het ma onverstoorbaar gesê, gun hulle die goeie, dit doen jou nie skade nie. Dit het nie vir my sin gemaak nie. Ek was die gekrenkte, die benadeelde en verontregte. Met die terugdink nou besef ek die wysheid van my ma se woorde. Om ander iets te gun, verplaas die aandag van jouself en jou eie belang na die van jou medemens. Dit leer jou om met deernis na ander te kyk. Want wanneer jy elkeen wat oor jou pad kom as kompetisie beskou, word jy geniepsig afbrekend oor hulle opregte pogings. Jy's net gelukkig wanneer jy self in die helder kollig kan staan. Ek het geleer dat die skadu langs die kollig ewe goed is. Dis boonop beskuttend en minder fel. Moenie afmeet nie, het my ma ook dikwels gemaan, wanneer ons kinders die grootte van ons roomys of snye sjokoladekoek met mekaar sin vergelyk het. Of in 'n oomblik van wrevel gebrom het. Ma help net die kleintjies, nooit vir my nie. Om gedurig op die uitkyk te wees of ander mense meer of beter as jy het, maak jou ise grimmig, misnoeg en dikmond. Wanneer 'n mens se lewensvreugde van meetbare buitedinge afhang, word jy van jou innerlike vrede beroof. Kinders en dikwels ook volwassenes verwar prestasie en heldeverering met ware geluk. Buitendien hou die media 'n prentjie van tydlose euforie aan ons voor. Rimpellose gesigte, blink oë en spierwit tande, sonbruin gespierde liggame, herehuise teen berghange. Daar straal volkome geluksaligheid uit elke foto, en ons wens ons kan iets daarvan hê. Ons meet onsself van ander, want iets skort. Ons voel ontklaar, minderwaardig. Daarom begin ons geluk buite onsself soek. Sukses verseker egter nie geluk nie. Roem is dikwels vlietend. Gewildheid is bitterbroos. 'n plek in 'n sportspan of 'n naam op 'n ererol is nie 'n waarborg vir 'n kind se eie waarde nie. Ouers het dikwels nie die moed om nee te sê vir aansprake wat deur die samelewing op hulle gemaak word nie. Hulle is bang om teen die norm in te gaan. Terwille van hulle eie status en om nie hulle kinders teleur te stel nie, doen hulle mee aan buitensporige partytjies en die koop van duur klere, onnodige speelgoed en duur sporttoerusting, enige iets, solank hulle kinders gelukkig kan wees. Ten diepste wil 'n kind egter bloot weet, hy of sy word liefgehê. Hulle wil by 'n ma en 'n pa hoor, jy is genoeg, punt. Wanneer kinders weet dat hulle onvoorwaardelik bemin en aanvaar word, hoef hulle nie tot elke prys en teen alles en almal te bewys nie. Hulle geluk begin binne. So kan elkeen met die sekerheid leef. Ek is genoeg. Wanneer ek in God se stil teenwoordigheid vertoef, voed hy hierdie wete en vul hy my met ware, volkome blydskap. Dit maak my vry, sodat ek met nuwe oë na myself en na ander begin kyk. My medereisigers is nie meer my opponente nie. Hulle is nou geliefdes. So word ons bewakers van mekaar se geluk en vrede. Ons koester mekaar. Ons sprei sagte blokkies komberse van hoop en troos vir mekaar oop. Ons kyk mekaar met erbarming in die oë. En ons vat hande op ons reis na ons ewige tuiste. En so word my mede-pelgrim se reis myne. My hartseer word syne. Sy geluk word myne. Ons gun mekaar alles wat mooi is, sonder afmeet. En ons leef, Kolossense 3 vers 14. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. Dankie vir die saamkuier.
Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.